Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer, dit is jou land, dit is die plek, wat jou hart opmaak, hier sal jy boer. Welkom in Nisboere. Ons is weer by die pragtige Bannocklots net hier buite Stellenbosch. Ons besoek nog kookwater Nisboere in die omgewing. Kyk hierna. In hierdie episode van Nisboere, by Bannock Chili Oil Company word die unieke karakter van die Kaapse blommeryk ingespan om buitengewone brandrusieolies te vervaardig. In die Heksriviervallei besoek ons Mooi Gesig Estates, 'n voorste produsent van pitlose tafeldruiwe. By Teefontein deel Antoinette Pinaar haar kennis oor roosmaryn. En daarna gesels Corneille met professor Dani Brink. Hier's Corneille. Bannock Lasbag met luukse verblyf en asemrowende ligging en uitsig. Angelique van die Chansa Leisure Groep vertel ons bietjie meer van hierdie Stellenbosch juweel. Bannock Lodge is 'n wegbreek sonder gelyke. Dit bly 'n voorreg om die Nisboere hier te verwelkom. Kom ek gaan wys jou hierdie pragtige gastehuis. Ontspan met 'n spa-behandeling met 'n pragtige uitsig of gaan verken die landgoed se stap- en bergfietsroetes op jou eie tempo. Neem 'n draai deur die omliggende historiese dorpe en sniffel rond by plaaslike markte. Bederf jouself met heerlike wynproe en smil aan uitsoekgeregte by toprestaurante. Hier kry jy die perfekte mengsel van gemak, ontspanning en 'n bietjie wynland avontuur. Bannock Lodge is deel van Sunshine Leisure Groep, bekend vir hulle luukse verblyf in prachtbestemmings. Vir meer inligting besoek sunshineleisure.co.za. Dankie aan die Chansa Leisure Groep vir die geleentheid om hier te vervulling. Voor ons egter afskoop in die program, kyk hierna. Nisboere keer terug met 'n 10de seisoen en ons vier dit met 'n groot kompetisie. Daar's 'n JAC T6 2 liter CTI enkelkuier bakkie van bykans R300,000 op die spel vir die innoverendste nisboerdery idee. Stuur jou niskonsep via stemnota of selfie video voor 31 Julie. Besoek nisboere.co.za vir meer inligting. Skryf vandag tog in. Ons wil graag jou Nisboer idee beloon met 'n splinternuwe bakkie. Nou is dit tyd vir brandrusieolie met 'n verskil. Lekker kyk. Yeah, so it's quite an interesting story. My brother-in-law, he lived in Paris for many years and he used to get a chili oil with his takeaway pizza. And then they moved back to South Africa and he couldn't find it. There were a lot of hot sauces and all that, but no mild chili oil. So one Sunday lunch, he actually asked me if I could make it. So I said, well, I'll give it a go. And then I started experimenting at home in the kitchen with different oils and chilies and all the rest of it. And yeah, that's literally how it started, with those few experiments, and then we tweaked it and gave it to family and friends and all sorts of people to try and give their critique. And yeah, we got it as close as to what he could remember it. And then, yeah, the rest is history, as they say. I'm actually a Karoo sheep farmer, born and bred up until 2005. So I'm actually not a chili farmer. We've got farmer Ashley and his son Ashwell that grow the chilies for us. He's brilliant. He's been farming with vegetables and chilies in the valley for many, many years. Ek het eendag, as ek plaas toe ry, moet ek verby chili oil ry. Toe was al besig met gebou, ek nie geweet wat, tog maar net as 'n restaurant wat hulle gaan oopmaak. Toe sien ek later kom die boer op chili oil. En ek het toe daai tyd chilies geplant. En toe eendag gaan ek bemarking doen, toe pluk ek 'n paar chilies en ek gaan na hom toe. En ek ontmoet toe vir Eddie en vir Ken. En toe sê hulle alles is belangrik, kwaliteit lyk goed, maar as die chili wat hulle gebruik. So ek kan volgende jaar kan ek fury plant. Dan sal hulle blykbaar neem van my en ek het toe fury geplant en ek het vir hulle geneem en daarvan was hulle happy. Toetse was gedoen gewees. Alles is fyn en daarvan lewer ek vir hulle.
So die plantproses begin gewoonlik in September en dan ons eerste oes kan ons afhaal by vroeg Februarie, laat Januarie. So gewoonlik op 'n hektaar wat ons aangeplant het, haal ons omtrent 6 ton nat af, maar gedroog halfuur is dit na 3 ton toe. Ek het die boer maar op sy knie gaan. Een jaar was elke 2 dae op die land. Ons het vir 2 jaar het ons die wind gekry. Suidoostewind was vreeslik. En die plantjie hy het geen blaar gehad, dit was nie die stingel gewees. Hy het nog van die kollies afgekom en hy die skeer gevat in die bakkie toe ryk in die land. Toe knip hy toe sê jy moenie hoor nie, hy gaan weer stoot, hy's nog lewe. Ja, hy's nog lewe. Ek was bekommerd en Eddie was net so bekommerd, hy gaan te oes het. So klimaat speel 'n baie belangrike rol, so 'n boer moet maar bidden bly, sy knie bly. Aan die weer kan ons niks doen nie, maar om die grond spesifiek onder beheer te kry, ons het 'n apparaat wat ons gebruik om presies te kan sê wat die pH van die grond is 'n bietjie laag, kan ons kunsmis toedien. Is 'n bietjie hoog, kan ons bietjie meer water toedien om hom stabiel te kry, onder beheer te kry. So aan die klimaat kan 'n mens niks doen nie, maar hierdie kan 'n mens maar beheer. The whole idea about Bannock chili oil was to produce something that enhanced the flavor of your food rather than masking it. So it's fairly simple. We try not to complicate it. So we heat the oil up. We add our dried chilies, our chopped dried chilies, and then that's actually where the magic happens. And then there's a process after that of removing the chili, cooling it down, filtering, and then we go to bottling and capping. So we don't use any additives or colorants or flavorants. So it's very important for us to be able to stick to that. But yes, being a clean label brand is very important to us. When you build a brand on its own, it got its own challenges, but what was more challenging for us was building the category. So the category of chili oils wasn't really a thing in South Africa when we started. And obviously building brands takes time and money, and there are no shortcuts. Ek wil sê as 'n boer as jy eintlik 'n boer jy moet net jou plan kan wees jy moet nie skepper moet jy ken. Jy maak moet jy agter weet. En jy sal moet humble wees en jy sal moet chilies kan môre sien kan aan sê hoe jy is toe gaan. As jy selfs jou kind groot maak wat jy 'n babatjie wat jy moet jou hand op hou. Net hierna, ons besoek mooi gesig destyds. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug. Net vir ons volgende Nisboer is dit tyd vir 'n kruiekuier oor roosmaryn. Mens hoor altyd as jy nou dink aan roosmaryn. Mens sê dit so lekker oor skaapchops, maar ons Karoo lam is ver te lekker. Jy sit nooit roosmaryn by hom nie. Maar hy's ook 'n krui wat vir ander dinge help. En is ook 'n krui, 'n plant wat jy in jou tuin kan plant as jy nou daar bly by 'n plek wat ver is van die Karoo af. Nou roosmaryn, afgesien daarvan dat hy ruik, hy het 'n ruik aan hom wat dierbaar vas is. En onder die essensiële olies, as jy nou een is wat nie lekker geslaap kry in die nag nie, dan smeer jy so onder jou voete en by jou slape 'n bietjie roosmarynolie. En ons moet nooit ons essensiële olies net so op die vel gebruik nie. Meng hom met die Engelsman praat van 'n base oil. Dan help hy daarvoor. Maar die werk wat ek hom nou gaan gebruik hierdie winter van 2026 is vir haar gesondheid. As ek nou die twee kyk, dan sal ek nou 1, 2, 3, 4, 5, ek gaan 7 sulke takkies vat. Op 1,5 liter water gaan ek in 'n kastrol sit. En op 'n stadige vlammetjie, net so blop prut,
gaan ek hom laat kook so vir 3 na 5 minute en dan goed laat afkoel, want dit gaan my laaste afspoelwater wees as jy na jy jou hare gewas het. En as jy nou al soos ek 'n gisooi is wat in haar oorgangsjare is, sal julle weet hoe val mense hare uit in daai tyd. En ons roosmaryn, as jy dit jou laaste afspoelwater maak, is hy die een wat jou sommer 'n weelge bos hare kan gee. Dit was 'n regtig baie interessante bydrae van Antoinette. Kom ons kies koers na die Heksriviervallei vir uitsoek tafeldrywe. Ja, so ek is die 4de geslag op die plaas deel van die familieboerdery. En my oupa Grootjie was afkomstig van Wellington en het toe in 1928 begin hierso en tafeldrywe geplant en met tafeldrywe begin boer. En ja, my oupa het in 1965 gekom en toe daarna my pa en is bevoorreg om die 4de geslag te wees van hierdie familieboerdery. Tafeldrywe dink ek het altyd 'n plek gehad in die mark en ons is bevoorreg dat ons geleenthede gehad het waar ons kon uitbrei in die laaste klomp jare van my oupa se tyd af. En ja, so dit redelik gegroei veral in my pa se tyd vandat hy plaas toe gekom het in 1991 tot waar ons vandag is. En dit het nie net gegroei natuurlik in grootte van skaal en oppervlakte waaronder ons boerie, maar geweldig ook in tegnologie om hulpbronne optimaal te benut en ook die manier hoe ons dinge doen in terme van die regulasies en die kwaliteit vereistes. En ja, so dit in verskeie maniere het die besigheid gegroei en uitgebrei oor die laaste 3 geslagte. Ons boer met 18 pitlose variëteite, verskillende variëteite. En die rede daarvoor is om ons risiko te versprei, maar ook as gevolg van pakkapasiteit. So ons het vroeër kultivars en ons het midseisoen kultivars en dan jou later kultivars. Die Heksriviervallei is waarskynlik die tafeldryf area in die wêreld met die langste seisoen. Ons begin oes alreeds hier rondom Kersfees en dan gewoonlik hou ons op min of meer hier rondom Paasnaweek. So ons het 'n geweldige lang seisoen om ons risiko te versprei. So wanneer dit kom by die kwaliteit van ons produk, het ons na 'n paar moeilike jare het ons gaan herevalueer en ons het ons eie protokols in plek gestel. So hierdie 18 variëteite, eerstens as dit kom by oesvoorbereiding word dit blokspesifiek gedoen. En daar is spesifikasies hoe elke variëteit voorberei word, wat is sy oeslading wat ons wil los, wat is sy trosgrootte wat ons wil los. En tydsberekening wat ons sekere aksies op doen. So dit is baie spesifiek en daar's regulasies rondom dit of spesifikasies. En dan die hele oesproses het ons herevalueer en ons het protokolle opgestel wat ons intern gebruik en spesifiek nakom elke plaaseenheid en elke pakstoor van hoe die produk geoes moet word en watter temperature, hoe dit moet vasgehou word, vervoer moet word, wat se sponse gebruik moet word in die plikkiste tot die aftrek en die verkoeling van die druiwe voor hy in die pakstoor mag ingaan en dan hoe dit verpak moet word en daarna hoe dit verkoel moet word in die res van die ketting. So hierdie protokolle help ons om seker te maak dat ons op plaasvlak ons heel beste doen om goeie kwaliteit produk te lewer. In 'n tafeldryfboerdery kan ons nie sonder die werkers wat elke dag saam met ons werk nie. Dit is geweldig arbeidsintensief. Dit is van die intensiefste bedrywe wat daar buite is in vrugteproduksie. Ons gaan op tot tussen 6 en 7 mense per hektaar in piekseisoen, wat dan vir ons bring op omtrent 2500 mense wat ons in diens het gedurende seisoentyd. En daarvan is so 370 mense is permanent en ons het oor die 300 huise op die plaas waar mense wat op die plaas werk woon, meer jou kernstruktuur. Met dit gesê is ons geweldig betrokke by die gemeenskap. Dit is ons harte van my oupa Grootjie se tyd af om terug te gee in die mense, om hulle op te hef en ook opleiding is net so belangrik soos opheffing en
Daarom ook het ons my vrou Jamari is voltyds betrokke by ons sosiale ontwikkeling en dit is 'n hele gedeelte van ons besigheid op sy eie omdat ons met soveel mense werk. So ons begin by die volgende geslag, by die kinders wat crash toe kom, dan is daar leesgroepe vir die kinders wat op skool is, op laerskool veral en kinderklubs waar daar motoriese ontwikkeling en stimulasies gedoen word met hulle. So deel van ons bedryf is nie net en van ons as Mooi Gesig se besigheid is nie net om wins te maksimeer nie, maar ook om terug te sit in die gemeenskap en terug te gee terug te sit in die mense wat vir ons werk. Dit is vir ons ongelooflik na in die hart en belangrik. Ek dink in vandag se tyd in landbou uit die volgende geslag, baie minder mense stel belang in landbou en op 'n plaas te werk. Hulle kyk vir ander geleenthede. So ja, ons is bekommerd oor die volgende geslag en môre se leiers op die plaas wat ons regterhande is en daarom is dit vir ons geweldig belangrik om terug te sit in hulle en hulle gesinne en seker te maak dat ons behou sterk leiers en mense wat terugkom om te werk op die plaas. Volhoubaarheid is ongelooflik belangrik. My droom is om eendag die boerdery oor te gee aan die volgende generasie en dat hulle op dieselfde grond en met dieselfde hulpbronne wat ons vandag het kan aangaan en verder boer. So vir ons om ons hulpbronne optimaal te benut is geweldig belangrik. Want ons kan dit vandag doen deur gebruik te maak van veral tegnologie. So van water, kunsmistoediening, chemiese analises, grondskanderings, goed wat in die verlede nie so beskikbaar was om seker te maak dat ons hulpbronne optimaal kan benut nie, is goed wat ons nou seker maak ons 'n plek het en jaarliks aan aandag gee. Ons kan nie anders as om volhoubaar te boer nie. Ons kyk ook na sonkragprojekte wat ons al reeds begin het om energie te bespaar in daai opsig en op alle fasette kyk 'n mens na volhoubaarheid. Uit my oogpunt uit wat 'n tafeldrywe boer is vir tafeldrywe toetreders of in die vrugtebedryf of selfs net in die wyeer besigheidswêreld, hoe meer suksesvol jy mense kan bestuur, hoe meer jy kan omsien en seker maak jou mense word gehoor en dat jou mense gelukkig is in die werkplek. Dit is in tafeldrywe maar ook daar buite glo ek verseker die grootste sukses vir 'n besigheid en baie bedrywe, ja. Net hierna, professor Dani Brink deel agriwetenskapwenke met Nisboere. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle. Prof Dani, welkom vandag hier by ons. Dit is eintlik lekker om nie in 'n ateljee te sit nie, maar hier in u pragtige vallei, waar u het al diep spore getrap in landbou, maar vertel vir die kykers 'n bietjie meer van waar alles begin het en van jouself. So ek het in 1980 as 'n student by Stellenbosch Universiteit begin en studeer in diereproduksie, later gespesialiseer in diereteeling. As 'n dosent toegetree, my navorsing was meestal gefokus op akwakultuur, visproduksie. En ek het my loopbaan verlede jaar na 45 jaar by Stellenbosch Universiteit voltooi. Leeftyd. As dekaan van die fakulteit Agriwetenskappe. En ek geniet nou my vroeë aftrede. So. Ag, lekker. Ja, prof lyk baie jonk, ek moet sê, sy doen iets reg. Terug juist na die akwakultuur, wat ek weet hier nou al 'n pionier van is, vir Suid-Afrika. Wat se geleenthede is daar dalk vir kykers of vir nisboere, toekomstige nisboere, sal jy dit kan aanbeveel? Ja, akwakultuur word aangedryf deur die toenemende vraag na visprodukte en die onvermoë van natuurlike hulpbronne, visserye om daaraan te voorsien. Ja. So die geleenthede aan die varswaterkant het aanvanklik kwai gefokus op baber en kurpers of die bream, die tilapia is die wetenskaplike naam daarvan. Maar mettertyd het daai produksie meer noord geskuif waar die klimaatsfaktore en die natuurlike hulpbronne rondom water meer daartoe genee is en ons sien hoe Suid-Afrikaners pionierswerk doen in Zambië, Zimbabwe, Tanzanië, al die pad op tot Uganda en selfs Ghana. Ja.
So mense moet maar jou oë oop hou en die geleenthede is meestal rondom die integrasie van waterbenutting, akwakultuur, gebruik water, hy verbruik hom nie. So aquaponika waar dit gekombineer word met groenteproduksie, waar dit 'n ruiltransaksie is, die vis gebruik die water en stel die nutriënte aan die plante beskikbaar. Dis 'n opwindende nuwe tegnologie wat in die stedelike, peristedelike omgewing baie sterk posvat. En aan die marine kant het Suid-Afrika daarin geslaag om een van die grootste perlemoenproduksiestelsels in die wêreld te vestig. Maar daar kan jy nou mooi sien hoe innovasie werk waar hulle in die Namakolandse kus besig is om seeboerdery te vestig waar perlemoen aan land geteel word en dan in die see uitgeplaas word om weer die oeste aan te vul en op so 'n manier 'n kombinasie van beheerde natuurlike produksie die seeboerdery te vestig. Perlemoen lê my na in die hart, net soos met die renosterstropery, daai twee goeders, want dit is te sleg om te weet, ek jonk was en getuig het hoeveel perlemoen was, en nou sien die mense niks nie. So ek sou gehoop het hoe meer mense dan onder beheerde toestande kan tele beter, maar is vis miskien net half uit onkunde, want in Suid-Afrika as jy praat jy oor braaivleis en hoender en die gewone goed, maar is dit min mense praat oor vis en ons weet dit is tog baie gesond vir jou. So is dit net 'n gebrek aan kennis dat nie meer mense daai geleentheid vat nie. Ja, ek dink die voedselkultuur en leefstyl nie net van Suid-Afrika nie, maar van Afrika, jy weet, is ons baie bewus en gefokus op die rooi vleis, maar as jy net 'n bietjie noord van ons gaan, dan sal jy sien selfs binne Afrika maak vis 'n baie groter deel uit van die voedselmandjie en voedselsekuriteit, selfs by lae inkomste verbruikers, jy weet in Afrika, so net 'n bietjie noord in sentrale Afrika maak vis 'n geweldige groot gedeelte uit van voedselsekuriteit, voedselvoorsiening. En dit is ook waar die fokus nou is om dit op te skaal na beheerde produksie om deur werkskepping en waardeketings ekonomiese groei te stimuleer. Ons sê altyd ons bou die land op met landbou, want dit is een plek waar ons kan vinnig, weet jy vandag toepas kan jy al die vrugte pluk binne 'n seisoen. Dis nie langtermynplanne en eers jou kinders se kinders gaan by baie. So ons gaan verseker, lyk my ek het dan baie na uit te kyk want ek dink jy lê groot nuwe mooi dinge vir ons land voor met al hierdie nuwe kundigheid wat deur julle hande daar gekom het. So baie dankie vir die tyd. Jammer tyd uit. Baie dankie dat jy vandag weer saam gekyk het. Onthou asseblief om my idees vir ons aan te stuur, daai bakkie soeke baas en ek kyk persoonlik na elkeen van daai idees wat inkom. So en Prof het ook vandag 'n klomp goeie idees daar laat val. Tot volgende keer. Groete en onthou om ons land se nisboere te ondersteun. Volgende week in Nisboere. Op Kriegerskraal is grondgesondheid en gehardheid aan die orde van die dag. En by The Neighbours Farm word daar op herlewingslandbou gefokus. Ons kuier ook weer by Antoinette Pinaar vir nog kruie kennis. Moet dit nie misloop nie. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit.